ons raak stil voor die Here. Ek is baie opgewonde oor die tema vanoggend. Kan ek die Here nog vertrou wanneer ek vir hom goed vra? In sy beskerming vra, en dit voel vir my asof hy my nie beskerm nie. So daar's geleentheid vir stil gebed, dat jy vir die Here vra en die Heilige Gees vra om vanoggend met jou te praat. En as jy dit nog nie ervaar het nie, jy gaan dit iewers in jou lewe ervaar, dat die Heilige Gees jou sal aanraak. Kom ons raak stil voor die Here. Mag wat ek dink, mag wat ek doen, mag wat ek sê, vir die Here aanneemlik wees. Mag die Here na my lewe kyk en tevrede wees met my. Here, my God, my verlosser. En ons sê almal saam, amen. Broers en susters, wat 'n voorreg is dit vir 'n predikant om die kinders van God, sy broers en susters, te groet met die seën van die Here. Ontvang vanoggend God se liefde, ontvang sy genade, ontvang sy omgee. Dit kom van God die Vader, die Seun Jesus Christus, ons verlosser, in God die Heilige Gees. En ons sê almal saam, amen. Sal jy die Here vertrou, as hy jou nie beskerm soos jy wil hê nie. En ons gaan 2 gedeeltes lees. Ons gaan lees Eksodus 17. Ons gaan nie die hele vers 8 tot 13 lees nie. En dan gaan ons lees Deuteronomium 1 vers 19 tot 39. Daarvan gaan ons die hele gedeeltes lees. By Eksodus 17 gaan ons saam lees vanaf vers 11 af, maar ek gaan vanaf vers 8 af lees. Kom ons bid net eers saam. Ag liewe Here, dis altyd wonderlik, fantasties en fenomenaal, dat U deur die Bybel vir ons dinge oor U leer. Ons leef hier op aarde en ons raak so vasgevang in ons eie lewe, so asof ons lewe die volle waarheid het en ons met ons eie verstand die ware kennis het. Maar deur die Bybel kom U na U toe en maak U wil en U geheime en U waarheid aan ons bekend. En daarom, Vader, kom ek vanoggend saam met my broers en my susters na U toe en vra ons dat U deur die woord wat aan ons gegee is vanoggend en deur die werking van die Heilige Gees in elkeen van ons se lewe sal druk soos 'n kopspeld se punt, sal bekend maak soos 'n boek wat oopblaai, soos yskoue water wat op jou val, om te weet waar U wil hê, ons binne U wil moet kom, of waar U vir ons 'n geheim van U meer wil leer. En om daardie rede, Vader, wil ek ook baie spesiaal binne U wil leef. Binne U wil U woord bedien en U boodskap verkondig. En daarom vra ek dat U op 'n besondere manier ook my hart, my kennis, my emosie en my woorde sal beheer, sodat niks wat teen U woord is, niks wat teen U wil is, gesê sal word nie. Baie dankie dat ons net vanoggend kan sê dankie vir die Heilige Gees. Baie dankie vir die woord waardeur U met ons praat. Ons wil nou vanoggend ook sê
soos Eli vir Samuel gesê het, praat Here, u kinders luister. Ons bid dit tot u in die naam van Jesus Christus, die wonderlikste naam wat daar is. Jesus Christus, ons Here, ons leier, ons verlosser. U wat opgevaar het en weerkom. U wat ons God is. God se kinders sê almal saam, Amen. Kom ek lees vanaf vers 8, die van julle wat julle eie Bybels het, kan saam met my volg. Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het Moses vir Joshua gesê, kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie wat God my gegee het in my hand. Joshua het dit toe gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot die top van die heuwel geklim. En nou kan julle saam met my volg, die wat nie julle Bybels gebring het nie. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste en wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms wat van weerskante af ondersteun sodat sy arms regop gebly het tot son onder. Joshua het die Amalekiete heeltemal verslaan. En dan gaan ons die gedeeltes lees. Ek wil hier 'n paar dele uitlig terwyl ek lees. Ons lees vanaf vers 19. Moses het van Horeb af weggetrek en ons het deur die groot woestyn met al sy gevare getrek. Daardie woestyn wat julle self gesien het. Ons het met die pad na die bergwêreld van die Amoriete toegetrek, soos die Here ons God ons beveel het. Toe het ek vir julle gesê, ons het nou die bergwêreld van die Amoriete bereik. Die Here het vir ons, die Here ons God, gee dit vir ons. Kyk, die Here julle God stel die land tot julle beskikking. Trek in, neem dit in besit soos die Here die God van julle voorvaders julle beloof het. Moenie bang wees, moenie huiwer nie. Dit is baie belangrik, hier's 'n belofte. En let baie mooi, wat doen Moses? Moses gaan in die verlede in, hy vat wat die Here beloof het, hy gaan op die Here se woord, en hy sê die Here het nou gedoen, wat die Here beloof het. Doen dit nou. Dan gebeur daar 'n baie interessante ding. Daar kom nou 'n daad van ongeloof. Ek wil net kyk tot waar, want ek kan nie daar mooi sien. Ek gaan nou so omdraai en saam met julle so kyk, want my Bybel en daar's bietjie ver. Julle almal het toe na my toe gekom en gevra, ons moet manne voor ons uitstuur, dat hulle die land vir ons kan verken, en ons kan kom inlig oor die pad, wat ons moet vat, oor die stede waarin ons op pad is. Ek skryf daar, dis 'n daad van realisme, logika, maar eintlik ongeloof. Kom ons beplan. Hoekom sê ek dit? Want ons sê mos nou vir mekaar 'n mens moet beplan. Want die Here het klaar vir hulle gesê, julle gaan dit ingaan. Die Here het dan nou vir hulle gesê, maar ek gee dit vir julle. Nou sê hulle nie, maar kom ons gaan beplan eers. Hulle vat die Here nie op sy woord nie. Eintlik het ek gedink, dis 'n goeie plan, of ek het gedink, dis 'n goeie plan. En dis nou interessant, die leiers stem saam met hulle.
Die leier sê, maar ek dink ook dis goed, kom ons gaan beplan. So, Moses sê vir hulle, die Here het dit vir ons gegee. Nou kom die ouens en sê, nee, jy weet, 'n mens werk nie so nie. Nou sê Moses, nee, dit is nogal waar, kom ons werk soos ons werk. Sê ek het gedink, dis 'n goeie plan. En ek het 12 man uit julle gekies, een uit elke stam. Leier sondig saam in ongeloof. Hulle het die bergwêreld ingegaan en by die Eskon-vallei gekom en dit verken. Hulle het van die vrugte van die land na ons toe gebring en vir ons kom sê. En dit is nou weer 'n interessante ding wat gebeur. Die Here ons God gee vir ons 'n goeie land. Maar julle wou nie optrek nie, julle het julle verset teen die opdrag van die Here. Dit is nou weer 'n daad van ongeloof. Nou het hierdie ongeloof, die Here het vir hulle gegee, hulle het nou eers 'n stuk ongeloof in hulle koppe gepleeg, en nou gaan dit oor tot praktyk. Julle het in julle tente bly sit en mor, julle het gesê, omdat die Here ons haat, het hy ons uit Egipte laat trek. Verlede is beter as die hede. Ons verlang baie keer na die verlede. Dit was beter daai tyd, Egipte was beter as vandag. Om ons aan die Amoriete oor te gee, sodat hulle ons kon uitroei. Waarheen kan ons nou gaan? Ons broers het ons moed gebreek. Dit is interessant, die gelowiges wat baie keer ander gelowiges moedeloos maak. Daar woon 'n volk wat groter en sterker is as ons. Hulle het groot stede en sterk en hoë vestings. Ons het ook die Enakite, die reëse daar gesien. Met ander woorde is nogal realistiese goed wat hulle sê. Sê is groot stede, is 'n groot volk en is reëse. Is nogal realistiese goed. Die punt is hulle glo die Here nie. Toe het ek vir julle gesê, moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie. Die Here, julle God, gaan voor julle uit. En hier het hy nou 'n kentering in Moses se gedrag gekom. Nou het hy nie meer 'n stuk ongeloof nie, nou glo hy weer. En hy sal vir julle veg, net soos hy in die Egipte voor julle eie oë alles vir julle gedoen het. Julle het in die woestyn ondervind hoe die Here julle God julle die hele pad waarlangs julle tot hier toe gekom het, gedra het soos 'n man sy seun dra. Dit is vir my so mooi, hoe die Here julle gedra het soos 'n man sy seun dra. En ons ken nou die verhaal, dat die 10 wat getwyfel het, en die hele volk wat baie slim was, en gesit en mor het, en ook getwyfel het, hulle het vir 20 jaar getrek, en in daai 20 jaar het hulle gesterf. Maar die minderheid, net die 2, Joshua en Caleb, hulle het die land ingegaan. Net die 2 wat geglo het. Ons ken die verhaal. Die teksvers, die Here julle God gaan voor julle uit, en hy sal vir julle veg, soos 'n man sy seun dra, het die Here julle God julle gedra, al die pad, maar tog het julle nie julle vertroue gestel in die Here julle God nie. As ek wil eintlik daai stukkie uitlig, soos 'n man sy seun dra, het die Here julle gedra. So mooi, soos die man sy seun dra. Broers en susters, ek het nou die verhaaltjie vir die kinders vertel, wat ek eintlik nou maar weer vir julle wil vertel. Dink nou maar net toe julle kinders gehad het, hoe het julle kinders geleer fietsry? Baie van ons het wielietjies aangesit, maar baie van ons het nie wielietjies aangesit nie, het ons daai fietsie gevat en hom eers regop gehou en dan het ons so 'n bietjie gestoot, maar iewers langs die pad het ons die kinders gelos. En dan het hulle aangegaan vir so 'n paar meter, 3-4 meter, maar dan die fietsie so begin gaan en dan het hulle geval. En in hierdie verhaal het die mamma by die seentjie gaan sit. As jy kyk na daai foto, sy beentjie is stikkend. As jy kyk na die foto, hy stranerig, en die mamma het by hom gaan sit op haar knieë, en dan sê hy vir haar, mamma, hoekom het mamma my gelos? Gee mamma dan nie om vir my nie? En dan sê sy vir hom, Boetie, mamma het jou nie regtig gelos nie, want mamma was heeltyd by jou. En mamma se hand was ook by jou. Maar iewers in die lewe moet jy leer fietsry. Iewers in die lewe moet jy groot word. Mamma moet jou leer
om deur die lewe te gaan. Die punt is, hy het gedink, en dis eintlik die punt van die verhaal van Israel en God ook, dat hy het gedink, dat sy ma sorg net vir hom, solank sy hom vashou. Terwyl sy geweet het, sy sorg eintlik vir hom, wanneer sy hom ook los, dat hy partykeer swaar kry, moeilike dinge kry, maar dat sy by hom is om hom te help. En ons is net soos daai seentjie en daai ma. Vir ons voel dit dikwels, en so het dit vir die Israeliete gevoel, asof God partykeer met ons is, asof God partykeer vir ons help, asof God ons partykeer ondersteun. En net wanneer ons op ons gemak begin voel, en voel, nee, God is daar, God dra ons, God is goed vir ons, dan gaan dit sleg. En dan is ons kwaad vir die Here. Dan wil ons vir hom sê, Here, hoekom het U my in die steek gelaat? Hoekom gee U nie vir my om nie? Almal van ons ken dit. Almal van ons ken daai gevoel, as jy hom nie ken nie, broer en suster, dan gaan jy hom leer ken. Waar jy voel, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, die Here het jou gedrop. Ek het al gehoor hoe mense sê, ek is lus en neem my lewe, want die Here gee nie meer vir my om. Dit is 'n verskriklike ding, om so te voel, dat die Here nie meer vir my omgee nie. Daai gevoel, hoekom het God ons gelos? Moes hy ons nie juis beskerm het nie? Party mense sê dit hardop, maar baie van ons voel, dis daarom heiligskennis om dit hardop te sê, ons sê dit saggies, stil, diep in ons binneste, wat ons dit vir onsself sê, in 'n worsteling oor God se goedheid. En ons ken dit. En dis iets waarmee Israel ook geworstel het. En die verhaal van Exodus en Deuteronomium vertel eintlik vir ons wil hê God moet by ons wees en God se beskerming is daar sonder gevaar of sonder probleme, terwyl die Bybel ons eintlik leer, God lei ons deur gevaar, deur probleme, of soos in hierdie geval waar daar vyande is, deur die vyande, selfs al is daar probleme. Ons ken die verhaal van Exodus 17. Exodus 17, Deuteronomium en Exodus, dis hoekom ek hierdie verhale gebruik oor geloof. In Exodus 17 is ons op 'n situasie waar hulle deur die Rooi See is. God het hulle gehelp, die Egiptenare het verdrink. Dan het hulle gekom waar hulle kos gekry het uit die hemel, manna en kwartels. Dan het hulle gekom en hulle het bitterwater die Here soet gemaak. Moses en Miriam het lofliedere gesing en hulle het gedans in Exodus 15 oor God se goedheid. Hulle het die Here geloof vir sy genade. En dan kom hulle weer en hulle is dors en die Here gee water uit 'n rots uit, wanneer Moses met sy kierie daarop slaan. En hier in Exodus 17 kom daar oorlog. Hierdie mense het God se wonder in almag gesien. Hulle het gesien dat God die onmoontlike moontlik maak. En dan, laat ek teruggaan. En in Deuteronomium 1 leer ons amper dieselfde. In Deuteronomium 1 is hulle op die punt om die land in te gaan. En nou kom Moses en hy vertel vir hulle, kom ons kyk net 'n bietjie terug. Ek wil julle vertel wat julle self ervaar het, en ek wil eintlik vir julle vertel van die grootheid van God. Die dinge wat julle gebeur het, wat met julle gebeur het. En dan sê hy, kom ek vat julle 20 jaar terug. Onthou julle wat 20 jaar gelede gebeur, toe ons amper op dieselfde plek gestaan het. Toe het ons mense ingestuur, want julle wou God nie op sy woord gevat het nie, om die land te verken, en julle het gesê, daar's reuse, en daar's groot stede, en dit is baie sterk mense, en sterk volke, en toe wou die meerderheid van julle nie die land ingaan nie, alhoewel julle gesê, dit is 'n wonderlike land. Net 2 het gesê, ons kan ingaan. En toe laat die Here ons weer trek.
Ongeloof lei tot iets anders. As hulle maar net geglo het. En dan lees ons hierdie, ons broers het ons moed gebreek. Elke keer as ek daai teks lees, dan dink ek hoe verskriklik is dit nie, as ek een van julle moed breek nie. Is dit nie waar, as 'n gelowige, 'n ander gelowige se moed breek nie? Dis wat hier gebeur het. Daai meerderheid, daai 10 ouens, bely dat dit 'n wonderlike plek is, dat die Here wonderlike dinge gedoen het, en dan sê hulle nie, ons kan nie ingaan nie. Hulle breek die volk se moed, soveel so dat die hele volk uitgewis word in 20 jaar. Ten spyte van alles wat die Here gedoen het. Maar broer en suster, ons is in 'n sekere sin maar dieselfde. In jou eie lewe gebeur daar baie keer dikwels wonderlike goed. En jy kan getuig van die wonderlike dinge wat in jou lewe gebeur, en dan glo jy God nie. Want sien, God se somme en jou somme oor geloof is nie dieselfde nie. Jou somme hoe jy geloof evalueer, en hoe God geloof evalueer, werk nie uit nie. Want jy sal sê, hoe kan God vir my omgee en lief hê wanneer dit met my kind siek, wanneer my kind siek is en dalk sterf? Hoe kan God vir my omgee of vir my lief wees wanneer dit my huwelik sleg gaan? Of wanneer dit met my finansies nie goed gaan nie, en ek sukkel met my finansies ten spyte van my intense gebede. En tog, broer en suster, leer ons in Eksodus 17 en Deuteronomium 1 dat God nie die probleem wegvat nie, maar hy is by die probleem. Hy is daar by jou deur die oorlog. Dit is 'n belangrike ding. Tweede saak wat ek vinnig wil uitlig, is God dra jou. Selfs al weet jy dit nie. Kyk na hierdie wonderlike deel wat ons lees in Deuteronomium 1. Hy sê die Here, julle God, gaan voor julle uit. En hy sal vir julle veg. Net soos hy in Egipte voor julle eie oë alles vir julle gedoen het. Julle het in die woestyn ondervind hoe die Here julle God julle die hele pad gedra het, soos 'n man sy seun dra. Ons ken dit. Die van ons wat kinders gehad het, of iewers langs die pad al 'n kind gedra het, ken dit. Jy dra daai kind nie net op die gladde pad nie. Jy dra daai jong seun of dogter, wanneer die pad styl raak, en hy of sy vir jou sê, ek is moeg pappa of mamma, of selfs oupa en ouma tel my op. Jy dra daai kind wanneer die pad ongelyk is. Wanneer die kind nie meer krag het om verder te gaan nie, maar jy dra daai kind ook dikwels wanneer die kind slaap. Wanneer die kind self nie eers bewus is dat hy of sy gedra word nie. En dan kom Israel en hulle sê, maar omdat hy ons haat, het hy hierdie goed gedoen. Ek het julle gedra soos 'n man sy kind dra. Maar hy het ons gehaat. Hoe absurd is dit nie? Hulle het dit beleef, die Rooi See. Hulle het dit beleef, die manna en die kwartels. Hulle het dit beleef, die water wat soet word en die water uit die rots. En al die ander, in Deuteronomium, want Moses kyk terug, al die ander gevegte wat hulle gewen het. En wat doen hulle? Hulle sê maar die Here haat ons. Is dit nie wat ons ook soms doen nie?
ten spyte van alles wat die Here vir ons doen, sal ons dikwels sê, maar God is nie regverdig nie. Sal ons dikwels sê, God het my vergeet om watter rede ook al. Sal ons dikwels sê, ek kan God nie vertrou vir my toekoms nie, ek moet dit self uitwerk. Dis een ding wat broer Johan my nou geleer het, ek gaan dit nou vir die gemeenteraad ook vertel, juis oor dit, ons wil dikwels ons eie toekoms beplan. Wat hy gesê het, in die kerk is ons anders, daarom werk ons anders. In die kerk laat ons die Here die dinge werk, en nie ons nie. Ons vertrou die Heilige Gees, en dis daaroor. Ons laat God werk, en ons stap agter hom aan. Sien, die drie onheilige drie-eenheid is me, myself en I. Omdat ek die Here nie kan vertrou en glo nie, sal myself en ek die dinge uitwerk. Dit is 'n stuk ongeloof. Die grootste bewys van God se liefde is nie sy afwesigheid in die probleem nie, of dat die probleem weg is nie, is jy sy teenwoordigheid deur die probleem. As jy baie bewus is dat hy daar is en weet hy is daar by jou. Laaste punt. God se beskerming is sy teenwoordigheid in daai probleem. Nie 'n probleemvrye lewe nie, maar sy beskerming is sy teenwoordigheid. Eksodus 17 kom die Amalekiete. Onthou, die Israeliete was trekkers, hulle was swerwers, hulle was nie soldate nie. En ewe skielik kom hierdie mense, hulle is nie uitgenooi nie, ongevraagd kom hulle oorlog maak. Israeliete het hulle niks gedoen nie. En God stuur nie die doodsengel om hulle uit te wis, soos hy dikwels al gedoen het. Nee, hulle moet veg. Maar God doen wel 'n interessante ding. Hy stuur vir Moses op teen die berg. En hy sê vir Moses, vat nou hierdie kierie van jou saam waarmee jy die see oopgemaak het, en lig jou hande op, en hou die kierie op. Joshua, jy moet nou maar onder gaan oorlog maak, maar hierdie oorlog gaan nie weggaan nie. Aaron en Hur, julle gaan Moses se 2 adjudante wees, en julle gaan hom help. Solank Moses sy kierie opgehou het Joshua gewen. En dan lees ons Moses se hande het moeg geraak. Ek meen, dit was daarom 'n hele dag. Moses was al 'n ou man. En as sy hande gesak het die Amalekiete gewen. Dan lees ons, hulle doen 'n baie interessante ding. Hulle sit 'n klip daar vir Moses om te sit, maar dit was seker 'n klip amper soos 'n troon, wat sy hande so kon hou. En dan het Aaron en Hur aan die twee kante van Moses gestaan of gesit en sy hande hoog gehou. Daar staan tot son onder. En die hele tyd het Joshua oorlog gemaak. Sien God veg deur die geveg. God red deur die geveg. Hy het nie die geveg weggeneem nie. Moses, baie jammer, maar hierdie ding is nou daar. Joshua, baie jammer, hierdie geveg sal julle moet veg. Aaron en Hur, baie jammer, julle sal nou maar daar moet help. Maar God is daar. God help, en dis die troos. Sien, hier is die wonderlike ding wat daar staan. Wees sterk en wees moedig. Ek gaan saam met jou. Ek sal jou nooit in die steek laat. Dis wat jy moet huis toe vat. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Die anderste manier wat ons moet dink oor geloof en God se beskerming, is God beloof nie die geveg gaan weggaan nie. God beloof, jy gaan nooit alleen veg nie. Dis eintlik baie beter. Met ander woorde, hy beloof nie die minder pyn of minder probleme nie. Hy beloof nooit
alleen nie. En dis 'n wonderlike ding. Nooit alleen nie. In die Tweede Wêreldoorlog, ons weet die Tweede Wêreldoorlog was 'n verskriklike oorlog. In 'n loopgraaf was daar 2 kamerade wat vir dae daar in die loopgraaf gelê het, en ons weet, daai loopgrawe het hulle partykeer dae, maande gelê, soos die ouens geskiet het en so. En op 'n stadium is die een vriend raak geskiet en gewond, baie ernstig. En die kos het opgeraak, water het opgeraak, en op 'n stadium het hy bewusteloos geraak, en die ander kameraad, soldaat wat nie raak geskiet het, het na hom gekyk en vir hom gesê, waar is God? Het God ons dan gelos? En toe sê die man wat gewond is, so deur die beswyming, en deur die pyn, maar het jy hom nog nie gesien nie. Hy is heeltyd hier by ons. Daar is baie sulke verhale. Ek het die verhaal in my eie woorde vertel, maar die man wat die verhaal vertel het, sê hy sal dit nooit vergeet nie. God was heeltyd daar. Die een het hom gesien en die ander een nie. Soos 'n man sy seun dra. Soos 'n ouer sy kind dra. So dra God jou. Maar ons moet dit glo. En sien, God kan nie, laat ek dit anders stel, God wil nie van ons al wegloop nie. Want hy is lief vir ons. Hy gee om vir ons. En as jy nou hier uitgaan, en wat in die week met jou gaan gebeur, en wat in die lewe met jou gaan gebeur, dit weet ek nie. Maar een ding weet ek, jy sal nooit alleen wees nie. Maar jou oë moet sensitief wees vir God wat by jou is. En dis geloof. Amen. Daar is geleentheid vir stil gebed. Vader, vanoggend loof ons U, ons prys U, ons dank U, O drie enige God, omdat U altyd in beheer is, en omdat U altyd teenwoordig is, deur ons probleme, deur ons gevaar, wanneer die gevaar van die vyand ons bedreig. Ons dank U vir gelowiges wat elke Sondag saam met ons kerk toe kom, erediens te hou, wat vir ons omgee. Ons dank U vir ons eie families, vir pa's en ma's, oupas en oumas, selfs oupa grootjies en ouma grootjies, wat bid vir kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Ons dank U vir die Bybel, die woord wat ons lei Sondag na Sondag en ons geloof opbou tot 'n groter getuienis, om 'n groot verskil in die wêreld te maak, sodat almal kan weet dat Jesus die Here is, sodat ons 'n lig op die rif kan wees, dat die wêreld tot bekering kan kom. Daarom wil ons ook voorbidding doen vir die wêreld, Here, met al sy geweld, al sy onreg, al die lelike dinge wat gebeur. O Heilige Gees, wil U nie deur die werking van die Gees, die vrede wat ons lees in die Bybel oor hierdie wêreld bring nie. Dieselfde bid ons vir ons land, dat die evangelie van Christus verkondig kan word. En mense in ons eie land mekaar sal aanvaar met liefde en genade.
Ek bid vir die geloofsfamilie, ons as broers en susters. Vader, almal wat siek is, almal wat familie aan die dood al afstaan en afgestaan het, nou onlangs. Almal wat hartseer is, maar ook vir hulle wat bly is. Ek sê dankie vir almal wat in 'n bediening staan. Hou U hand van bewaring oor ons. Vir die gemeenteraad, ook vir ons vergadering net nou. O Heilige Gees, dat ons aan die einde sal kan sê, soos die eerste vergadering daar in Handelinge 15, die Heilige Gees in ons het besluit. Baie dankie Vader vir al U liefde en al U genade en al U goedheid. Ons bid hierdie dinge tot U in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. En God se kinders sê almal saam. Amen. Gaan uit broer en suster met die troos en die weet en die belofte wat die woord gee. Die Here dra jou soos 'n man of soos 'n ouer sy kind dra. Onthou dit. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genade gee. Die Here sal jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Die Here sal jou dra soos 'n man sy kind dra. Van nou af en vir altyd. En ons sê almal saam, Amen.